Die minister van Landbou reageer op die e-pos wat sy departement in die verleentheid gebring het en die jongste misdaadsyfers in Gauteng word vrygestel. Goeiemiddag, dis nou tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Esmerie Eysel. Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling kry pak slaag vanuit verskeie fronte nadat die minister van die portefeulje John Steenhuisen se personeelhoof Jana Leroux 'n e-pos van die groep FMD Response SA wat aan die minister gerig is aan verskeie kollegas insluitend die direkteur-generaal gestuur het met die volgende opskrif: sien aangehegte pas ontvang vir 'n bietjie vermaak. Die brief versoek vriendelike samewerking met betrekking tot die nasionale inentingsveldtog teen Bekking-Klouseer en is deur FMD Response SA se hoof van strategie en koördinering Andrew Morphew aan die minister gestuur. Government has a huge role to play in this. That's not in question. But no government beats a disease like this on its own. Brazil and Argentina did it through massive public-private partnerships. But our government's plan, as it stands, and as experts have warned, cannot beat foot-and-mouth disease. Beating it means vaccinating fast across enough animals at once to stop the spread of the disease. That immunity must be reached in 6 to 8 weeks. The current plan only finishes by December. No country has reached freedom status with a campaign that slow. So the private sector must be part of this. And we remain willing to engage. Die VF+ eis 'n ondersoek na die e-pos. Dr. Wynand Boshoff meen as die e-pos eg is, dui dit daarop dat die departement nie die private landbousektor as vennote beskou nie. 'n Ondersoek is noodsaaklik om uit te vind of hierdie e-pos eg is. As dit eg is, dan bevestig dit die heel slegste verwagtinge wat 'n mens het, die hele opvatting dat die departement van landbou nie die landbousektor, die private landbousektor ernstig opneem en as 'n vennote beskou in die bestryding van Bekking-Klouseer nie. Dit gaan weer saam met die vorige reaksie van die minister se kant af om te sê, wel, dan vat dit maar net 3 maande later. As hulle my hof toe wil vat dit maar net 3 maande later. Dit gaan daaroor dat die private sektor in die landbou 'n kritieke bydrae kan lewer om hierdie siekte die hoof te bied en die departement klaar blyklik nie belangstel nie. As die e-pos dalk nie eg is nie, dan is dit ook belangrik om daarvan kennis te neem. Pretoria FM se nuusspan het name Jana Leroux uitgereik vir terugvoer. Leroux het egter nie teen opnametyd op navraag gereageer nie. Minister Steenhuisen het gereageer deur op sy X-platform te sê dat hy kennis neem van die e-pos, dat die e-pos in swak smaak was en het die personeel die opdrag gegee om aan die onderskeie belanghebbende partye om verskoning te vra. Hy het verder geskryf dat daar te alle tye met wederwysige respek en in goeie gees opgetree moet word, omdat dit slegs deur samewerking is wat groot struikelblokke in die sektor oorkom kan word. Gauteng het gedurende die eerste 3 maande van die jaar 'n beduidende afname in ernstige misdaad aangeteken. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê die 17 kategorieë ernstige misdade wat deur gemeenskappe aangemeld word, het met 5,2% afgeneem. Dit is meer as 5000 minder sake as in dieselfde tydperk verlede jaar. Moord het met 15% gedaal, terwyl poging tot moord, verkrachting, skapings en eiendomsverwante misdade ook afgeneem het. Kapings het met meer as 17% afgeneem. Die polisie is egter bekommerd oor 'n toename in ontvoerings wat met 1,6% gestyg het. Die polisie sê gesamentlike operasies het tussen Januarie en Maart tot die inhegtenisneming van 616 verdagtes gelei. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei, na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar aangemeld is. Die jongste BBP-syfers
van Statistiek Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel, uitvoere en die mynbedryf positief tot ekonomiese groei bygedra het. Volgens SSA sal die impak van die oorlog in die Midde-Ooste waarskynlik eers in die syfers van die tweede kwartaal weerspieël word, aangesien die oorlog einde Februarie uitgebreek het. Statistiek Suid-Afrika sê dat die grootste impak wat die oorlog tot dusver gehad het, die skerp brandstofverhoging in April vanjaar was. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het bevestig dat hy nie die konstitusionele hofsaak van Dignity SA sal teenstaan nie. Die organisasie vra dat bystand dood gewettig word. Die departement sê hy sal by die hof se beslissing berus. Volgens Dignity SA is hierdie stap 'n belangrike verwikkeling in die saak. Die organisasie se mede-stigter, professor Sanja Borman, sê ander regeringsinstellings, insluitend die Raad op Gesondheidsberoepe en die minister van Gesondheid, het egter aangedui dat hulle die aansoek sal teenstaan. In Dignity SA se opinie is dit 'n baie sinvolle besluit van die minister van Justisie en Staatskundigheid om nie ons aansoek teen te staan nie en haar te berus by die hof se uitspraak. Alhoewel die uitspraak haar departement sal betrek in die toekoms, is dit 'n saak wat die departement van Gesondheid die meeste raak en dit is hoofsaaklik minister Motsoaledi se departement wat 'n uitspraak in Dignity SA se guns en enige wet wat dan daarvan kom sal moet implementeer. Dit maak dus sin dat die besluit om teen te staan en die kernargumente rondom die redes vir so 'n besluit by die departement van Gesondheid lê. Die Israeliese weermag het lugaanvalle op die Libanese stad Tyre uitgevoer, 'n dag nadat Iran die land gewaarsku het om sy aanvalle op Libanon te staak. Minstens 3 mense is in die aanvalle gedood. Volgens die VSA-ambassadeur in Beirut, Michelle Issa, sal vredesamesprekings tussen Israel en Libanon egter binnekort in Washington voortgesit word, terwyl die skietstaking aan 'n draadjie hang. Die laaste onderhandelings op 3 Junie het tot die hernuwing van die skietstaking aanleiding gegee. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.